Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Matteus 23 vers 1 tot 12. Ons staan aan die einde van Jesus se bediening hier op aarde en die begin van sy werk wat hy kom doen het vir ons as mensdom aan die kruis. Ons het gelees waar Jesus as koning in Jerusalem inkom op 'n donkie en ten spyte wat baie gedink het, het hy nie gekom om hulle te verlos van die Romeinse ryk nie, maar gekom as een wat hoop bring, soos die profeet gespreek het in Sagaria 9, vers 9. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Sagmoedige redder is hy wel, maar as ons kyk na sy laaste lering, wat verwys word hier na Matteus 23, sien ons dat Jesus iets belangrik vir sy disippels, my en jou en selfs die fariseërs en skrifgeleerdes wil leer, dat daar slegs een is wat goed is, en dit is die Vader. Ons sien in die eerste 3 verse kom die spreekwoordelike woorde, wat so baie al gesê was, en selfs dalk deur my en jou, waar daar eintlik uitstaan wat sê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. En dit is juis wat Jesus hier regstel, want ons woorde moet by ons dade pas. Seker een van die grootste sondes volgens die woord, is om 'n huichelaar te wees. Iemand wat altyd beter weet en beter kan doen, altyd fout vind in ander, maar nooit regtig na sy eie aksies kyk nie. Daarom sê Jesus aan almal dat hulle kan doen wat die fariseërs sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. Daar is een rabbi, daar is een leraar en slegs een Vader. En dit is ons Vader in die hemel. Hierdie gedeelte laat ons net weer inwaarts kyk, en waar ek en jy 'n besluit moet maak, gaan ons die offer wat hy in 'n paar dae na hierdie hoofstuk ten volle aanneem, of gaan ons buite lyk of ons het, maar binne is ons besig om te verrot. Hierdie klink na harde woorde, maar as ons juis kyk na die offer, na die geweldige prys wat betaal is, kan ons nie anders as om te besef dat dit regtig net die liefdevolle goedheid van die Vader was, wat vir ons 'n weg voorberei het om weer in verhouding met hom te kan staan. Jesus sê in vers 11, dat die grootste onder julle 'n dienaar moet wees. Ek is so dankbaar dat ons koning verwys word na 'n sagmoedige koning. En dit is wat hy wil hê ek en jy ook moet wees. 'n Woord wat ons die betekenis van verleer het. Selfs in die saligspreking in Matteus 5 sê Jesus die volgende: Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek laat julle met die volgende woorde van Paulus, wat eintlik omring is van die hart van Jesus, wat ons van lees in hierdie gedeelte, en ook verder gaan oorleer. En dit is dat ons mekaar moet dien, net soos hy ook gedien het. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te word nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dis wat Paulus van sê in Filippense 2. Kom ons dink 'n bietjie hieroor, en kom ons luister na die woorde van Jesus in hierdie besondere hoofstuk net voor sy kruisiging. Mooi dag vir julle.